Haar blerrie buurman, episode 15, en dit is die voorlaaste episode van hierdie boek. Rikus het die kontrak op die tafeltjie daar langs die voordeur vergeet, sien Elzaan toe hy teen 9uur donderdag aand oorstap na Kleerskaya toe en sy hom eers weer deur die kombuisvenster staan en dophou. Nou voel sy lus en hardloop agter hom aan en sit dit in sy hande voordat hy deur die hek stap. Dan wil sy hom sommer agter haar aansleep terug hiernatoe, maar iets keer haar. Daar was 'n kort oomblik waarop sy gevoel het dat hy dalk dieselfde as hy mag voel. Daar is soen wat haar in sy arms laat sweef het, maar toe klap hy toe en onttrek. Duidelik was dit net 'n oomblik vir hom, terwyl haar kop soms al in die rigting van vir altyd en altyd begin dink het. Wat sy beslis nie in hierdie stadium behoort te doen nie. Haar lewe is in 'n maaggat opgeklits. Hier is nie vir haar iets soos vir altyd op hierdie dorp nie, en vanselfsprekend beslis nie met 'n wonderwerk soos Rikus nie. Sy weet nie eens wat haar volgende stap in die lewe behoort te wees nie, en Rikus is duidelik net jammer vir haar oor die nare klappe wat die noodlot haar toegedien het. Sy wil asseblief nie in 'n verhouding beland waar iemand haar die heeltyd jammer moet kry nie. Sy dink weer aan hoe hy haar naam uitgespreek het, toe sy gebieg het dat sy so amper sy kat gesteel het. Zaantjie, Zaantjie, Zaantjie. Haar pa se kleintyd troetelnaam vir haar en haar hart het gekrimp. Dit is nou as sy gewaag het om op haar pa se skoot te gaan klouter, want dinge soos skootsit en vertroeteling het nie in haar ouers se boekies bestaan nie. Daarvoor het hulle mos 'n nanny vir die kinders gehad. Nee, alles hier op hierdie dorp is ook net te verkeerd. Vroeg die volgende oggend is daar 'n klop aan haar voordeur. Rikus, is hy terug? Elzaan storm nader, sy loer deur die lensie in haar deur. Maar nee, dit is Sam se vrou en 'n vriendin. Een van hulle gaan lappe stryk, daardie knoop en doop tafeldoeke wat Elzaan moet verpak en pos. Dan gaan hulle haar help om die huis reg te kry, want môre aand kom Boet Benny by haar oorslaap. Die huis moet sy beste voetjie voorsit, en sy gaan dan maak asof alles met haar reg is, dat niks nog ooit beter gegaan het nie. Beslis gaan sy hom nie opsaal met al die probleme hier nie. Natuurlik wonder sy of sy vir Rikus ook moet oornooi en aan haar broer te moet voorstel, maar sy besluit daarteen. Behalwe as hy dalk oorstap om sy kontrak te kom haal en iets in sy houding wys, dat dit dalk die regte ding sal wees om te doen, dan sal sy hom nooi. Teen die tyd dat Elzaan haar dames betaal het en vir hulle 'n geleentheid huis toe gee, ry daar 2 voertuie met Limpopo nommerplate by Kleerskaya in. Nadat sy die dames afgelaai het, stop Elzaan eers by Mosa se winkel op die dorp vir 'n paar aankope, en toe sy by die huis kom, sien sy 'n baie mooi grys voertuig met Gauteng nommerplate ook langsaan inry. Terwyl sy uitklim om haar eie hek oop te maak, sien sy dat Clarissa se groot Audi ook nou daar in Kleerskaya se agterplaas staan. Die plek is skielik in rep en roer, toe die klomp langsaan op die donkergrys kar toesak. Mense klim uit en daar word gedruk en gegroet, waarna die bestuurder van die kar die bak agter oopmaak. Rikus en hy laai bagasie en pink baba goed uit. Dit moet dan Rikus se suster en haar gesin wees, aanvaar Elzaan. Sy trek haar bakkie aan die voorkant van die huis onder die boom en stap eers weer om die hek te gaan toemaak. Vandaar stap sy sommer agter by die waskamer se deur in. Sy kyk nie weer in die rigting van die huis langsaan nie. By Kleerskaya is daar duidelik 'n familiegeleentheid aan die gang. En Rikus het nie eens daaroor gepraat terwyl hy gisterand hier by haar was nie. Sy verwag nie om na sy binnekring genooi te word nie, maar sekerlik kon hy dit net aan haar genoem het. Geen rede hoegenaamd dus om hom oor te nooi om haar broer môre aan te ontmoet nie. Wat sy en Rikus tot nou toe gehad het, die niks, is duidelik die naaste wat hulle ooit aan mekaar sou kom. Elzaan gaan nou vir haarself 'n bad tap, daarin wegsak en haarself daarna aan die slaap huil en in die bed klim. Nie oor hom nie, oor die lewe. Rikus hardloop Vrydag soos 'n maalding rond.
Sy lewe het skielik 'n 90 grade draai in die pad gekry, toe sy suster om 7 uur vanoggend gebel het. Onthou hy watter dag dit is? Natuurlik onthou hy dat dit sy ma se verjaarsdag is. Hy het 5 minute gelede al met haar gepraat en haar geluk gewens met haar 60ste verjaarsdag. Ja, 'n groote. Ma is op pad huis toe en hy beloof dat hy iets spesiaal vir haar gaan doen vir hierdie groote wanneer hy haar vanaand sien. Haar vriend François de Waal kom ook saam, sê Riet. Hierdie boek van François de Waal en 'n ander boyfriend in Clarissa se lewe gebeur later, so julle kan dit gerus luister of lees op die Clarissa reeks, maar nou eers hierdie boek. Ons kom ook vanaand, slaan Suster Riet vir Rikus met 'n 6 kantlyn toe. Het jy plek vir ons almal? Natuurlik het ek plek, Riet. Ek staan in die kombuis van 'n 12 slaapkamerhuis. Maar as jy dalk skielik 'n groot groep mense kry, wel, julle is die groot groep mense, en ongelukkig gebeur dit heeltemal te min met vreemdes. Maar daarmee het ek 'n plan gemaak. Ek koop uiteindelik ou oom Steyn se huis langsaan van die nuwe eienaar. Dan sal ek vir 'n groot groep en vir julle plek hê. Maar is nie nodig nie, hier kom nie 'n groot groep nie. Veels geluk met jou huiskoop en goed vir jou, sê Riet. Dankie, dit voel nie meer so goed nie, maar Rikus gaan dit vir niemand sê nie. Mens klink nie soos 'n koliek baba wat met niks tevrede is nie, een wie se doek nat en vuil is, omdat hy self daarin gepoef het, nee. Dan het jy seker ook slaapplek vir oom Anton en tannie Elmen. Ek reël vir ma 'n verrassingspartytjie daar by jou, so ons kom almal daarna toe. Okay, en dankie dat jy my betyds in die saak geken het. Ek doen dit mos nou, of moes ek jou gebel het op die oomblik toe ek daaraan gedink het? Dit was 2 uur vanoggend, terwyl ek besig was om vir Isabel te voed. Sy kon eintlik, want toe het hy nog wakker gelê en rondgerol oor sy sondes, wat dreig om hom te versmoor. Nou, wat is die plan van aksie? Vra Rikus. Ek gaan nou vir tannie Elmen en oom Anton bel en hulle nooi. Maar hulle sal kom, jy weet mos. Maak maar reg vir hulle. En nooi asseblief van ma se vriende en vriendinne daar op die dorp ook. Tannie Amanda is 'n moed. Vir hoe laat? Vra hy. Ag, maak dit so teen 6 uur, 6:30 vanaand, of 6:30 vir 7, en moenie te veel worry oor kos nie. Ek sal laat Grace 2 bakke, groot bakke lasagne aan mekaar slaan. Sorg jy en Dada net vir brode en slaai. 10 minute later bel sy weer. Riet is goed daarmee. Sy kan organiseer op kort kennisgewing. Los die slaai. Tannie Amanda bring slaai en 'n pineappeltert vir na die tyd. Kan jy 'n koek kry, Rikus? Hy kan seker 'n koek kry, gee hom kans, anders bak hy een. Hy kry nie kans nie. Riet is alweer op die lyn. Oom Anton en tannie Elmen bring biltong en droë wors, en hulle gaan by Millies stop vir forelpatee. Rikus bel sy ma se vriende op die dorp. Daar is nie baie nie. Clarissa is nie die tee drink en koekkuier tipe nie, maar almal wat hy bel kom, en toe tannie Susan vra wat sy kan saambring, vra hy. Gaan tannie dalk tyd kry om 'n koek te bak? Natuurlik, Rikus. Jy weet ons, ek bak so heerlike klam en ryk sjokoladekoek. Ek maak sommer 2 van die goed. Hy weet, sy mond water al. Weet tannie dalk van nog mense wat my ma dalk sou wou nooi, as sy self so iets gedoen het? Hierdie is 'n verrassingspartytjie vir haar. Sy weet. Tannie Susan weet. Sy ryg dit uit. Maar hy moenie bekommerd wees nie. Die mense bring gewoonlik hulle eie drinkgoedjies. Rikus skryf die lys van mense wat kom neer, en toe besluit hy om nie vir Riet met hierdie nuwe syfers te belas nie. Hy sal in elk geval 'n groot pot curry en rys ook maak. Rikus stort en trek aan. Toe klim hy in sy bakkie en ry winkels toe om 'n paar aankope te gaan maak. Skaapvleis en groente vir sy curry, waarna hy die drankkabinet ook aanvul, net vir in geval mense vergeet om eie dop te bring. Hy sal sorg vir vrugtesap, wyn en vonkelwyn op die tafels, en blomme. Hy kry pink rose.
Met die terugkom help hy vir Dara en Valentino met die skoonmaak van die kamers en badkamers, stofsuig matte en oortrek van beddens, was van die teels in die kuiersaal en eetsaal. Kyk, sy hande is nie rond nie, hy doen dit eintlik altyd wanneer daar groepe kom, behalwe dat daar gewoonlik tyd is, voordat 'n groot groep hier opdag. Hierdie ding is nou baie vinnig op hom. Teen 3 begin hy tafels regskryf in die kuierplek, sodat dit 'n lang U-vorm maak. Hy maak 'n tafel reg waar hulle die buffet gaan uitpak, pak warm skinkborde op, hy grawe tussen sy ma se papierservette en vind so waar pinkers met rose op. In die buffetkas is daar ook pink kerse in staanders. Daarvan was tevore gebruik, maar wie gaan nou weet? Hy sal die aansteekwerk self doen, die kerse gaan brand wanneer die mense instap. Teen 4 dink aan sy gesprek met Elzaan, terwyl hulle nou die aand gaan uit eet het. Sy is mos eintlik ook 'n vriendin van sy ma. Hy los alles en spring kortpad oor die muur na langsaan toe. Hy klop by die voordeur, toe by die kombuisdeur en daarna stap hy om na die skuifdeur aan die ander kant. Die boom waaronder sy haar bakkie gewoonlik parkeer is daar, sonder die bakkie. Ag, verflaks, dan het sy gery. Hy spring eers weer oor die muur om pen en papier te gaan haal. Hy skryf vir haar 'n nota. Hi Elzaan, hierdie ding het skielik op my afgekom, soos 'n perfekte storm. My ma verjaar, 60. Ek en my sus reël 'n verrassingsding. My sus se idee, skielik, 2 vanoggend by haar opgekom. Sal jy asseblief vanaand kom saamkuier? So van 6 6:30 se kant af. Vergeet van presente, maat alles. Sien jou dan. Kruisie, 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 Rikus. Hy gaan druk die nota onder die koper handvatsel by haar voordeur in. Daar kan sy dit mos nie mis nie. En toe raak dit besig, daar op die werf van Klerskaya. Sy ma en François ry in. Oom Anton en tannie Elmien stop net agter hulle. Daarna kom Reet en Swaar met die kleintjie aan. Skaars het hulle afgepak en kamers gekry, of sy voordeur klokkie begin aanhoudend lui. Tannie Amanda en die gaste van die dorp, en sy ma sweer dat sy hierdie een glad nie sien kom het nie. Sy is meer verras as Rikus oor haar eie verrassingspartytjie. Teen 7 besef Rikus skielik dat daar iets kort. 'n belangrike gas het nie opgedaag nie. Die enigste een wat hy regtig graag daar sou wou hê. Elzaan, sy's nie hier nie. Hy kyk by die kombuisvenster uit en sien dat die huis daar donker is, behalwe vir 'n buitelig so hier en daar. En iewers in sy kop onthou hy iets wat sy genoem het, van haar tweelingbroer, wat die naweek sou kom kuier. Maar eers môre het hy verstaan. Dan het die man seker vroeër opgewaag, dag, en wys sy vir hom nou in die omgewing rond. Miskien het sy nie sy briefie gekry nie. Dit is nogal jammer, dat sy vanaand se geleentheid gaan mis. Hy sou haar baie graag aan al die mense wat vir hom belangrik en kosbaar is, wou voorstel. Saterdagoggend staan Elzaan op. Sy bad was die spore van trane en ontbering van haar gesig af en maak seker dat alles reg is vir wanneer Benny opdaag. Hy het vir haar laat weet, moenie kos maak nie. Hy en sy laaste kliënt het 'n laat ontbyt geëet. En teen vanaand kan hulle dalk sommer iets lekker by een of ander restaurant in die omgewing gaan soek en kry om te eet. Het sy al enige van hierdie plekke ondersoek? Nogal het sy 'n eksklusiewe gourmet plekkie in 'n pragtige ou plaashuis net buite die dorp. Hy sal werklik verras wees as hy sien dat dit nie sommer net 'n bos kroeg is nie. Elzaan Google vinnig op haar foon, toe maak sy 'n bespreking vir 2 mense vir vanaand. Rikus hardloop Saterdagoggend ook agter sy ma se gaste se behoeftes aan. Na 'n koue vleise en slaaie middagete, kyk hy toevallig by die venster uit en sien hoe 'n bronskleurige voertuig by Elzaan se hek langs aan stilhou. Haar broer in 'n BYD elektriese kar nogal, né? Jappie, stadsjappie. Pootjies miskruier oor sy hart, toe hy sien hoe Elzaan van iewers af aankom en die hek oopmaak, sodat die elektriese wonderwerk kan inry. Sy beduie vir hom na die ander kant toe.
Hy moet seker ook onder die boom langs haar bakkie gaan stilhou, want die garage kan mos aan hierdie kant insak, jy weet. Rikus wonder of sy daar die storie vir haar broer gaan spin, en of hy dit vir soetkoek gaan opvreek, en toe voel hy weer soos 'n skurk. 6:30 stort Rikus en groet die mense wat nog daar by Kleerskaai kuier. Hulle weet dat hy ander verpligtinge vir die aand het. Daarom gaan oom Anton en François vir hulle 'n choppie op die kole gooi. Rikus trek 'n warm baadjie aan en maak seker dat sy beursie in sy sak is, voordat hy in sy Land Cruiser bakkie klim en wegry. Dit is mos die aand waarop hy vir Janus en Henry by daardie eetplek moet kry, en hy weet hulle gaan sy sak vanaand vir hom ruk. Wanneer hy by die boskroeg aankom, sien hy dat Henry reeds vir hom wag, daar in sy spesiale noek, wat hy weer eens bespreek het. Die man is mos al 'n dop of wat voor hom, sien hy. En toe kom Janus by die deur in. Hy lyk nog steeds of hy eerder op die ashope grawe as tussen klippe, maar vanaand het hy daarom ook 'n langbroek en 'n baadjie aan. Hy verskyn in die deur, kyk rond en toe die kelner vir hom wys waarheen om te stap, bulder hy dit uit. Rikus, jou bliksem, veels geluk, jy is 'n genius as dit kom by huisdeals. Jy moes 'n lawyer geword het. Shut up, wil Rikus uitroep. Hier is mos ander mense ook in die restaurant. Ag, shame, daai arme ou dingie, Kie, sy het byna elke dag gebel om te hoor hoe die verslag van jou erf vorder. En gister uit die bloute klink haar boodskap mos so, grinnik Janus en plak sy selfoon op luidsprekerfoon tussen hulle neer, voordat hy gaan sit. Hi Janus, dankie vir jou moeite sover. As jy klaar is met die verslag, kan jy dit asseblief aanstuur na my buurman, Rikus Fourie van Kleerskaai toe. Ek het met hom oop kaarte gespeel en ten spyte daarvan is hy bereid om die plek by my oor te neem. Ek stuur vir jou 'n besigheidskaart met sy selnommer en e-posadres. Regtig? Wat sy waar gekry het, wonder Rikus voor dit hom byval. O ja, seker op die koopkontrak. En toe is dit Henry se beurt. Hy lig sy glas, waarna hy self 'n heildrink op het alles instel. Knap Rikus, jy het dit gedoen ou kerel. Ok, met 'n bietjie hulp van buite. Wat het ou Pote Plumber vir jou gevra om die storie van die spookvrou, wat daar dwaal, so bietjie tussen sy werkers te plant? 'n Kapteinkie, brom hy. 'n Goeie begrip het net 'n halwe oor nodig, want Janus bulder alweer. Captain Morgan Ram, dit is daarom nie die duurste prys om te betaal nie. En daarna was dit afdraande pad vir hy mooi poppie langs jou, net 'n kwessie van tyd voordat die wenner uit die stryd kon tree. Elzaan het Rikus se briefie eers gesien toe sy die voordeur vir haar broer Benny oopsluit. Natuurlik voel sy daarna baie beter, nie omdat sy 'n partytjie gemis het nie, maar omdat die ding so skielik op hom afgekom het, dat hy beslis nie donderdag aand al daarvan geweet het of daaroor sou praat nie. As Benny se kuier Sondag verby is en die meeste mense wat nou daar by Kleerskaai rondhang eers gery het, sal sy oorstap en gaan verduidelik dat sy nie die briefie Vrydagmiddag aan haar deur gesien het nie. Maar dankie vir die uitnodiging en hier is so ietsie vir Clarissa. Sy sou die uitnodiging van Vrydag aand natuurlik met graagte aanvaar het. Sy en Benny sit nou in een van daardie oulike nisse by die plaashuis Gourmet restaurant, toe sy vir Henry de Beer langs hulle sien verbystap. Elzaan krimp ineen en hoop nie dat hy haar sal herken nie. Net daarna kom Rikus in en stap ook daarna agtertoe. Elzaan wil 'n hand lig om hom nader te wink. Sy sal hom baie graag aan Benny wil voorstel, maar die man lyk beswaard en toe sy omkyk, sien sy dat dit by Henry de Beer is wat hy aansluit. En toe rol daar 'n handgranaat van die voordeur af en dit ontplof hier reg langs haar en Benny se tafel. Janus, wat vir Rikus gelukwens met die fantastiese plan wat hy in werking gestel het om sy buurman se huis in sy skoot te laat beland. Benny kyk gestuurd op toe sy ook opstaan. Hy kyk van die spyskaart op waarop hy gewigtige besluite moet neem. Toe prewel hy, bos op. Inderdaad, nogal so.
bevestig sy en tree van die tafel af weg. Ben, verskoon my net 'n oomblik, ek wil gou in die badkamer 'n draai gaan maak. Sy stap verby Rieke se tafel na die kelner, wat wag om hulle te bedien. Daar skryf sy 'n briefie op 'n servet. Sy oorhandig dit aan die man met 'n paar blou note en sê, sal jy dit asseblief by meneer Fourie se tafel gaan aflewer? Maak seker dat hy dit lees. En neem sommer 'n ronde shooters vir die manne saam, met komplimente van my af. Dit staan alles hier op die briefie. Ja, natuurlijk, hy doen dit met graagte. Elsa hou hom dop, toe hy die glasies vir die manne gaan neersit. En daarna beland die servet op Riekes se klein bordjie en die man wys, hy moet lees. Elsa sien hoe hy lees en opruk. Toe kyk hy rond. Wanneer hy haar sien, vlieg hy so hard van sy stoel af op, dat het met 'n knal teen die muur beland. Hy red eers weer wat daar te redde is, en toe hy daarna lyk asof hy gaan nader storm, lig sy haar eie glas en vorm die woorde, bly net waar jy is, jou blerrie bliksem. Met die middelvinger van haar hand, wys sy vir hom, dat sy na dese verkies om hierdie saak op haar eie te verwerk. Benny het uiteindelik besluit, sien sy, hoe klink die curry, rys en masala vir jou as hoofgereg? Sy knik. Seekos vooraf? Vra hy. Ook reg, knik sy. En arbei kaaskoek na die tyd? Piekfyn. Hy kyk haar snaaks aan. Elzaan, is jy okay? Jy is skielik spierwit in die gesig. Sy sluk van haar wyn en antwoord, ek is piekfyn, baie dankie broer. Word vervolg.